Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ek wonder hoeveel van ons lyding kom nie uit wat gebeur het nie, maar uit die storie wat ons onsself daaroor vertel. Dink vir 'n oomblik daaraan, jou foon lui dalk nie terwyl jy 'n oproep verwag, of iemand antwoord nie jou boodskap nie. Of die transaksie vat so klein bietjie langer as wat jy verwag het, of jy stap die oggend in en jou baas glimlag nie vir jou nie. Jou vrou sit langs jou, maar sy's besig op haar foon, en daardie goeters is die feite. Maar binne sekondes begin iets anders gebeur. Jou brein begin die spasies invul. Jy dink by jouself, my vrou is seker kwaad vir my, of daardie kliënt gaan my indoen, of ek gaan hierdie werk verloor, of hierdie droom gaan nooit uitwerk nie. En die interessante is, nie een van daardie goeters is feite nie. Dis interpretasies. En tog reageer ons emosioneel daarop asof dit reeds waar is en feite is. En dis presies hoe die menslike brein werk, wat ons al baie daaroor gepraat het, dat ons hierdie negativity bias het, wat ontwerp is om gevaar eers te raak te sien om ons te beskerm. Vir ons voorouers was dit 'n oorlewingsmeganisme, maar vandag bestaan die meeste van die leeu's en die gevare nie meer daar buitekant nie, maar tussen ons ore. En hier raak dit ongelooflik interessant. Die eerste versoeking in die Bybel was nie eintlik oor 'n vrug of 'n appel nie. Dit was oor interpretasie. Luister mooi, die slang vra vir Eva, het God regtig gesê? En met daardie een vraag begin hy twyfel saai oor God se hart. Skielik lyk God nie meer soos 'n liefdevolle vader nie. Nou lyk hy soos iemand wat iets van haar wou ontneem en terughou. Die feite het nie verander nie, net haar interpretasie daarvan. En is dit nie presies wat vandag nog met ons gebeur nie? God gee vir jou 'n droom en jy bid en jy werk hard en dan gebeur daar niks nie. Of ten minste dit voel so. En skielik begin die stories in jou kop hardloop van ek het God seker verkeerd gehoor, of ek is nie genoeg nie, of hierdie is seker nie vir my beskore nie, of God het my vergeet. Maar wag so 'n oombliekie, wie het vir jou daardie storie vertel? Was dit God of jou vrese? Want geloof beteken nie dat ons die feite ontken nie, dit beteken dat ons versigtig is oor die betekenis wat ons aan die feite gee. Abraham het 'n belofte ontvang, en toe moes hy wag. Josef het 'n droom ontvang, en toe beland hy in 'n put. Dawid is as koning gesalf, en toe moes hy vir jare lank in grotte wegkruip. As hulle storie geskryf het volgens hulle omstandighede, sou elkeen van hulle gesê het, die droom was verkeerd. Maar God was nie stil nie, God was besig. Want God werk dikwels onder die grond, voordat iets bo die grond kan groei, soos 'n boom. Vir maande gebeur daar skynbaar niks nie, maar intussen ontwikkel die wortels. En sonder sterk wortels kan geen boom sy bestemming bereik nie. Ek dink dis hoe baie van ons na ons drome kyk. Ons bid vir die vrug. God werk eers aan die wortels. In die boek The Four Agreements staan daar iets baie besonders wat sê, moenie alles ook so persoonlik opneem nie. Hoeveel vrede sal daar in jou lewe wees as jy ophou om elke stilte as verwerping te interpreteer? As jy ophou om elke vertraging as mislukking te sien? As jy ophou glo dat alles oor jou gaan? Miskien antwoord daardie persoon nie, omdat hy besig is. Miskien nou jou vrou nie nou jou hand vas nie, omdat sy vir jou 'n verrassing beplan. Miskien beteken daardie geslote deur nie 'n nee nie. Miskien beteken dit net nog nie. Spreuke 3 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Dalk is jou eie insig nie net jou logika nie. Dalk is dit ook die stories wat die vrees in jou aanhoudend vir jou skryf. So vandag wil ek jou aanmoedig, moenie jou lewe beoordeel volgens een hoofstuk nie. Moenie God se getrouheid meet aan een moeilike week nie. En moet veral nie jou droom begrawe omdat jou vrees die pen gegryp het nie. Want daar is net een wat die laaste hoofstuk van jou lewe mag skryf, en dit is God. Hou dus op om die storie klaar te maak terwyl die skrywer nog besig is om die volgende bladsy om te slaan. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.